So Anton, dit is 'n interessante vraag wat ons vandag het. Ek dink baie mense sukkel hiermee. Hoe hanteer 'n mens 'n moeilike persoon in jou lewe? Nou, waar wil jy begin? Moet ons eers praat oor wat is 'n moeilike persoon of hoekom moet 'n mens hierdie aanspreek? Kyk, ek sug amper as ek dit sê, want hoe definieer mense 'n moeilike persoon? En ek dink verskillende mense mag dit verskillend definieer. Betoog sommige mense gaan sê, weet jy wat, dis iemand wat geweldig baie beheer wil uitoefen en hulle wil die heeltyd die een wees wat ander mense sê om dinge te doen. Ander mense mag sê wel as iemand die heeltyd vermydend is, hulle is nie regtig deel van iets wat plaasvind nie of hulle neem nie inisiatief nie. Dit is vir hulle verskriklik frustrerend. Ander mense mag weer sê as iemand die hele tyd krities is, negatief is, die hele tyd foute uitwys, nie enigiets positief sê oor mense rondom hulle of oor die toekoms nie, dan is dit nie vir hulle lekker nie. Nog 'n voorbeeld is as iemand sê, maar hoekom is hierdie persoon altyd die slagoffer? Hierdie persoon is altyd die een wat in die moeilikheid is of hulle kla dat alles verkeerd gaan in hulle lewens en niemand behandel hulle reg nie. Ander mense kan weer sê iemand wat baie aggressief is, geïrriteerd is, onvoorspelbaarheid. Is dinge by hulle trigger waarvan hulle nie hou nie. En nog twee voorbeelde, as iemand geweldig op hulle self gefokus, hulle is so self-absorbed, hulle is so ingestel in terme van hulle self en hulle praat net oor hulle self, is amper asof mense en dinge rondom hulle nie belangrik is nie, want alles gaan net oor hierdie persoon. En dan laastens ook nog 'n voorbeeld is iemand wat geweldig afhanklik is van ander mense. Dis of hulle die hele tyd wil vashou aan jou broekspype en bang as jy gaan hulle alleen laat of agterlaat en mense kan sê, "Sjoe, maar ek kan amper nie asemhaal nie want hierdie persoon wil die hele tyd net hê ek moet daar wees vir hulle of iemand anders moet daar wees." Hulle het bietjie nodig om op hulle eie voete te staan. So ek dink dit is dalk voorbeelde van wat mense sê moeilike persone of moeilike persoonlikhede is. Moet 'n mens in hierdie geval na jouself wil kyk? Moet jy vir jouself afvra, as ek nie dalk die moeilike persoon en ek ervaar net almal anders as moeilik nie? Ag, Lise, wat dink jy? Natuurlik. Jy praat met 'n sielkundige. Natuurlik gaan jy na jouself ook moet kyk. Want ons het verskillende persoonlikhede en in verskillende situasies en omgewings kan ons verskillend na vore kom. En daar mag dalk dinge wees waaroor ons baie passievol is en dan weet dit ons hierdie geweldige geesdriftige gesels oor iets en ons kan ook self nie oplet dat ander mense verveeld raak met ons nie. Of daar is sekere situasies waar dinge nie gebeur nie en jy vat beheer en jy laat loop en jy sê vir mense om dinge te doen juis om by 'n sekere punt uit te kom. En dan mag sekere situasies wees wat jy ook angstig of onseker kan wees. So natuurlik kan ander mense jou ook ervaar as die moeilike persoon. Maar ek dink wat ook geweldig belangrik is wat gebeur met ons as ons in kontak is met iemand wat ons sien as moeilik. So dit is nie net hulle gedrag nie, dis ook wat in ons getrigger word, wat by ons aangeskakel word. En kom ons vat byvoorbeeld iemand wat dalk baie beheer neem in 'n situasies en dit mag dalk dat jy 'n ervaring het van 'n huis, 'n omgewing waarin jy groot geword het waar jy gevoel het ander mense is die heeltyd in beheer. Hulle is altyd die autoriteitsfigure en dat jy voel jy was altyd beheer gewees. En nou ervaar jy dit weer, maar as 'n volwassene hou jy nie daarvan nie. En jy wil nou sê nee nee, stop dit nou bietjie. Of ook in terme van as ander mense vermydend is. Miskien was dit vir jou ook so dat jy nooit die aandag en liefde gekry het van 'n ouer figuur nie. Dat jy hierdie boodskap gekry het van jy is nie goed genoeg nie. Nou sien jy dit in iemand anderste, maar dit gaan nie net oor daardie ander persoon nie. Dit gaan dit ook in wat dit in jou wakker maak. En die vraag sal altyd wees, ek dink baie mense sukkel met hierdie, dis wat baie keer kan die moeilike persoon ook familielede wees. Um is die Wat vraag, sê jy baie keer, Lise? Dit kan baie keer familielede of mense naby jou wees. Ja.
Inderdaad. En mense wil dan veral dis 'n nuwe gier, nie 'n nuwe gier nie, maar ek bedoel dit is wat nou in die wêreld om ons gebeur, is dat mense skryf sommer net ander mense af. Hulle besluit, goed, jy is te moeilik vir my, ek wil niks met jou te doen hê nie. So dit voel soos die maklike pad, dan los ek jou net, ek skryf jou af, alle kontak, ek ghost jou. Ons gaan nie met mekaar praat nie, dis klaar. Hoe voel jy daaroor op 'n persoonlike vlak en as 'n sielkundige en wat moet 'n mens dan andersins doen? Kyk, dis seker 'n baie veilige manier om iets te doen, om iemand net te ghost of af te skryf, want eintlik beskerm jy net jouself. Maar ek dink jy moet ook na jou eie dinamiek kyk. Wat is dit wat in jou wakker gemaak word as jy so sterk voel teenoor iemand anderste? So natuurlik gaan dit oor die ander persoon se optrede of persoonlikheid en so voorts. Maar baie ander mense mag nie 'n probleem hê met daardie persoon nie. So wat word by jou wakker gemaak en hoekom is dit dat jy so intens reageer? En baie keer is daar 'n situasie wat iemand, ek wil amper sê, ontplof. En dan dink mense maar, hoekom voel hy so sterk hieroor? Wat gebeur nou hier? Want ons ken hom nie so nie, maar dit is dan baie keer iets wat in 'n verhouding gebeur of in 'n geselskap gebeur met 'n familielid, met vriende, met 'n kollega by die werk of selfs met 'n vreemdeling. Dat jy ewe skielik buite karakter optree. En dan is die vraag maar waar kom dit vandaan? Is dit as gevolg van wat nou hier uitspeel? Of is dit wat nou in hierdie oomblik uitspeel, iets wat jou ook terugvat na die verlede toe waar jy iets soortgelyks ervaar het? En dan mag daar van hierdie ou emosies, ek wil amper sê weer eens littekens van iewers in die verlede weer na vore kom. Die vraag is dan nou, moet mens dit dan los? Moet mens met die persoon gaan praat? Okay, jy moet net jouself uitsorteer. Moet jy vir die persoon sê dit is wat jy aan my doen? Jy bedoel dit seker nie. Ek is net ek probeer prakties dink as daar nou 'n mens in jou lewe is wat jou uitput en uitmergel, waar na toe dan? Kyk, sekere verhoudings werk nie uit nie. Sekere vriendskappe werk nie uit nie. Sekere huwelike werk nie uit nie. En dit kan wees as gevolg van daar is net te veel faktore wat mense in mekaar trigger. Dit is nie net een rigting verkeer nie, dit is verkeer wat beide kante toe gaan in die verhouding. So soms is dit regtig net moeilik om iets uit te sorteer en mense gaan deur egskeidings onder andere daarvoor. Of sekere families breek net op as oupa, ouma, pa of ma afsterf, want daardie persoon was dalk die gom wat die familie bymekaar gehou het. En nou kom die ander familieverskille te sterk deur en dan is dit baie moeilik om dit op te los want dit kom al so lank aan. Maar ek dink op 'n dag tot dag basis met mense naby jou is dit belangrik die introspeksie om te dink waar kom dit vandaan in jouself. En dit is nie noodwendig dat jy 'n duidelike antwoord gaan kry nie, maar dat jy ten minste die bewussyn het dit gaan nie net oor die ander persoon nie, dit gaan ook oor jouself. Om in daardie spieël te kan kyk. En dan is dit, ek dink die tweede gedeelte dan net om vir jouself te sê, okay, maar wat is dit wat my hierso trigger? Is dit omdat die persoon baie keer die slagoffer rol inneem? Is dit omdat hulle soms beheer wil uitoefen? Is dit omdat hulle so krities is? Um en ek dink die eerste plek is om te begin by jouself en dan sê okay, maar dit is gedrag waarvan ek nie hou nie en dit herinner my dalk aan my pa wat heeltyd so krities was of my ma wat so vermydend was en so voort en nou as ek dit iemand anders sien uitspeel, dit is iets wat my weer ongelukkig maak want dit vat my amper terug na 'n vroeëre tyd. En ek dink as jy gemaklik is om vir die persoon dalk te sê, maar dis nie dat ek in hierdie situasie jou net wil vermy of so nie, maar ek sukkel ook met iets. Weet dat jy ook verantwoordelikheid neem vir jou ervaring. Weet jy, ek sukkel ook daarmee as daar soveel negativiteit is want dit trigger goeters in my. Of soms vind ek dit moeilik as jy vir almal sê wat om te doen, alhoewel dit nie noodwendig jou rol is nie, want dit is iets wat ek dink ons op 'n ander manier ook kan benader. So ek dink 'n gesprek met daardie persoon kan geweldig voordelig wees, maar ek dink dit kan ook baie moeilik wees. En ek dink mense vermy baie keer daai gesprekke juis omdat hulle sien dit gaan dalk nie uitwerk nie of hierdie persoon gaan dalk nog meer ongelukkig met my raak. Ek dink vir my voel dit ook
baie keer die belang van die verhouding met die persoon, wie die persoon is, want ek bedoel, as jy nou op 'n WhatsApp groepie is met 'n klomp ma's by die skool en die een is meer geneig om 'n boelie te wees teenoor die ander of 'n beheervraat. Jy weet wat gaan die verskil nou eintlik maak as jy nou vir die persoon dit sê? Gaan dit die persoon verander? So ek weet en dit gaan oor die hoe van die gesprek, so die belang wat die persoon, die verhouding vir jou het en die hoe. Ek dink mense hoef nie gedurig vir mense te gaan uitwys hoe hulle verkeerd is in sekere kontekste as dit nie nodig is nie. Absoluut. En ek dink ook dis ook belangrik om nie agter daai persoon te gaan kla oor hulle gedrag nie, om agter hulle rug te gaan gepraat en sê ja, maar weet sy het nou alweer dit gedoen nie of kan hierdie ou nie maar net ophou daarmee of wat ook al die geval mag wees nie. So ek dink daai gesprekke is natuurlik nog net meer nadelig. So dit gaan ook oor jou eie emosionele regulering. Hoe jy kyk na jou eie emosies in 'n situasie en kyk wat is dit wat na vore gebring word, wat daarvan van wat jy doen en sê en dink en voel. Ehm Wat gebeur met jou en hoe jy dit dalk anders wil benader in 'n situasie of as dit baie moeilik is in 'n situasie om ek wil miskien meer gebalanseerd te wees. Okay, wat is plan B? As hierdie persoon so optree, het ek dalk nodig om sekere vrae te vra hoekom hy iets wil vermy of hoekom hy dalk so afhanklik is van my of hoekom sy dalk so geïrriteerd is. Maar weer eens, ek dink om net maniere te vind om vrae te vra en in interaksie te tree met daardie persoon. En natuurlik dit kom daarop neer dat as iets so erg is, ek glo baie keer kan 'n moeilike persoon in ons lewe ons lewens oorneem. Dit raak 'n hele gedagteproses wat ons heeltyd oordink en probeer dit weet of fantaseer hoe is die persoon geomry met 'n kar, sulke goeders, nie dat ons moet doen nie. Maar mens dink jy daaroor en jy dink hoe gaan jy die persoon nou reg op hulle plek sit en wat gaan jy sê vir hulle en hoe gaan die omstandighede wees en almal gaan vir jou hande klap en sulke goed. Maar die punt bly staan, dit kan baie energie vat van iemand af om uit hulle lewe uit. So wanneer dit begin oorheersend raak, so mens aanraai, gaan kry liewers hulp voor jy die persoon aanspreek. Probeer liewers eers uitwerk saam met iemand professioneel of iemand wat jy vertrou. Hoekom is dit dan nou vir jou so? En dan kan mens dalk miskien 'n lekker aksieplan uitwerk oor hoe kan jy die persoon dan nou aanvat indien dit nodig is. Ja, of ondersteun of net om te sê okay, so ek het ook nodig om dalk 'n bietjie tyd weg te spandeer van daardie persoon en as ek daardie persoon sien, dalk nie te reageer op 'n sekere manier as hierdie persoon dalk baie dominant optree of as hulle dalk weet net bombasties is of luidrigtig is of so voorts nie. Dat ek dalk as die persoon so hard praat al sagter praat en kyk wat gebeur, maar nog steeds jy verander iets aan jouself want jy kan nie die ander persoon verander nie. Dit wat jy kan doen is om te sê okay, hoe benader ek dit anderste en dan kyk ons wat gebeur dan. Maar ek dink sodra jy so frustreerd voel met hierdie ander persoon, kan dit dalk wees dat jy dink hierdie persoon doen nou alles verkeerd hierso. En dan is jy eintlik die een wat negatief is en judgmental is. Ja, mens moet maar altyd by jouself begin. Mense, as julle enige vrae kan jy e-pos stuur na lise@wsek.co.za. Ek sê baie dankie vir Anton Bemery as 'n kliniese sielkundige op Stellenbosch. Al sy besonderhede is beskikbaar hierso by hierdie gesprek, so jy kan gerus daar gaan kyk. Dankie dat jy vandag gekyk het en miskien 'n bietjie deel met ander mense. Mense weet nooit wie dit nodig om te sien nie. Julle moet 'n heerlike dag verder hê en onthou, kyk mooi na jouself.